Asseblief, ek het gisterand hierdie ding weer gerevise en weer van vooraf begin. Julle sal sien, as een gedeelte wat nie heeltemal die hamer op die spyker het nie, maar volg nou op hierdie ene. Kyk, net gou terug te kom, as ons begin met Johannes 6, die hele hoofstuk van Johannes 6 het ons begin met die wonderwerk van die 2 visse en 5 brode, julle kan dit onthou. Ons het gepraat van die storm op die see met die disippels wat dieselfde aand, so dit was eers die wonderwerk met die brode gewees, dieselfde aand was dit die disippels gewees wat in 'n storm beland het, Jesus wat op die water geloop het, natuurlik die wonderwerk op sy eie, en natuurlik Jesus wat die storm stil gemaak het. Direk na die volgende, na die storm op die see die aand, het Jesus in Kapernaum in die sinagoge begin preek. En ons het gesien in vers 22 tot 36, het ons gepraat van die brood, of Jesus gepraat van die brood van die lewe. Hy het toe oorgegaan na die proses van redding wat ons verlede week hanteer het. So baie, wat het julle gedink ervan? So daar? Briljant. Jy het al die thumbs gesien wat gestuur is. Ek dog is net dankie. Wat het wel gestuur is. Kijk, so in vandag se sessie is dieselfde gesprek. Onthou, hierdie gaan letterlik oor die prediking wat in Kapernaum in die sinagoge gebeur het. Ja. So ons praat van die brood, ons praat van die proses van redding. Ons praat vandag in dieselfde prediking brood, bloed en vlees, 'n gedeelte wat gepreek was, en dan die wegdraai van Jesus af. Kyk, vir die van julle wat op my volg, Johannes 6 vers 47 tot 59. Julle Bybels opgemaak. Julle is klaar, lees, julle is ready friends. Kyk, ek lees vir julle, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manne in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestaan en gesê, hoe kan ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Want hierdie brood, wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Hierdie dinge het hy gesê in die sinagoge toe hy in Kapernaum onderrig gegee het. So as mense dit lees, is hy, wait, what? Dis yikes. Hoe moet ons mense vlees eet, mense bloed drink? Is dit nie ongehoord nie? Dis buite ons rand, ons kan sê buite ons rande. Dis ek wil amper sê gross, as ons sal maar kyk, as jy dit direk so lees. En ons het al daaroor gepraat, maar interessant genoeg, dit kom al van die Romeinse tyd, wat hulle Christenskap assosieer met kannibalisme, glo dit of nie, as gevolg van hierdie vers. Hulle sê, 'n ware Christen, hy drink die bloed. Wow. Dit lees. Soos mens dit lees, kyk, maar hou vas, voor ons weghou tot met hierdie konsep. Ons lees verder wat Jesus sê in vers 63, waar hy verduidelik. Die dinge is gesê, die dinge is in gees gesê. Met ander woorde is metafories. Dis nie letterlik bedoel nie. Ja. Okay? Ja. Anders sê ek dankie tog. Nou, as dit so is, hoe verstaan ons dan wat Jesus bedoel met brood, vlees en bloed? Ons begin met die konteks van brood. Die brood is eintlik baie maklik om te verstaan. Verstaan ook waar Jesus die vergelyking van brood mee begin het.
Onthou, brood was 'n stapelvoedsel, deel van stapelvoedsel vir die Jode. Okay, ek sal nog 'n lekker daar aangepas het, laat my brood. As ek so draai, kan jy dit sien met koppie. Maar dit was deel van hulle stapelvoedsel. Dit was in wese deel van hulle oorlewing. En dis waar Jesus die brood verwysing gebruik. Ek is die lewe. Ek, Jesus, is die lewe. Okay. So Jesus verduidelik in vers 48 tot 51 en in 58 dat in aansluiting tot die vorige gedeelte wat hy gepraat het in vers 22 tot 36 dat hy as die brood lewe beskryf. En dis nie die brood wat die mense verwag om te eet van die wonderwerke af nie. Dis nie brood wat mense in die oggende van hulle self gemaak het nie, of die manne wat in Moses se tyd daar was nie. Maar Jesus se geestelike brood gee vir jou ewige lewe. Amen. Dis jou dependency. Ja. Kyk, die brood wat jy elke dag gaan eet, jy gaan nog steeds doodgaan. Dis wat Jesus hier sê. Selfs die manne wat afgestuur is in Moses se tyd. Die mense het steeds doodgegaan. Kyk. Dit beteken dat Jesus se geestelike brood die bron van ewige lewe is. En as ons sy geestelike brood eet, met ander woorde dat ons Jesus aanneem, selfs aanneem, as verlosser van ons sondes. Hoor mooi wat ons hier sê. Jesus se geestelike brood is die bron van ewige lewe. En as ons sy geestelike brood eet, dat ons Jesus aanneem as verlosser wat van sonde sterf. En ons gaan gewoon 48 tot 51 weer lees, dat wil jy in die konteks van brood en brood eet, dat jy dit verstaan. Ek is die brood van die lewe, dit is die brood wat in die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat in die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, ek sit in hakies, my liggaam, wat ek vir die wêreld sal gee. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders het manna geëet en gesterf het nie. Want hierdie brood, wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Ja. Okay. So, dis die maklike gedeelte. Nou gaan ons 'n gedeelte bespreek, waarvan ons praat van vlees eet en bloed drink. En ek sê nou, ek het nog baie huiswerk te doen. Ek moet nie ek slaan nou op die kop. Hierdie spesifieke gedeelte, moet nie ek slaan nie heeltemal op die kop nie. Maar as ons kyk na die geestelike brood, het dieselfde betekenis as die brood wat ons eet, het dieselfde betekenis as die vlees, wat beteken dat ons Jesus aanneem as verlosser. Ja. Okay. Ja. Ons sien ook bloed drink, as ons kyk na Matteus 26, 27 en 28, is daar 'n beskrywende gedeelte. Drink almal daaruit, want dit is my bloed, waardeur die verbond beseël word. Maar dan beskryf dat bloed drink vertaal kan word as glo in Jesus se verbond, waar ons bevestig dat ons ten volle glo dat Jesus vir ons sondes gesterf het. Okay. Amen. So hou die gedeelte van vlees eet, dat ons aanneem, God aanneem, Jesus aanneem as ons verlosser. Bloed drink, dat ons glo in die verbond wat Jesus geskep het. Dan gaan ek vir julle sal sien, is 2 kolomme, die oorspronklike teks, en dan die vertaling hierin. As ons kyk na vers 52, die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Kyk na die ander konteks, die beskrywing hiervan. Die Jode het toe onder mekaar gestry en gesê, hoe kan ons hom aanneem? En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle die seun van die mens, as julle nie die seun van die mens aanneem en nie glo in sy verbond nie, het julle geen lewe in julle self. Ons gaan weer na die oorspronklike teks van vers 54 tot 57.
Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Die vertaling daarvan, hy wat my aanneem, en glo in my verbond, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Wie my aanneem en glo in my verbond, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my aanneem, ook deur my lewe. Maak dit vir julle sin? Ja. Ja, dis mooi gesê. Kijk. So as die enige tyd wat hy begin sê, dis kannibalisme, dit is nie. Dit is nie. Kijk. So waar in ons geloof, eet ons brood en drink ons bloed, Here. Ek begin met Matteus, ek sê begin, Matteus 26 tot 28, en terwyl hulle eet, het Jesus die brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: Neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: Drink almal uit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word, en wat vir baie vergiet word op vergewing van sondes. En ons sien dieselfde konteks in Lukas 22, as ook in Markus 14. So verstaan die betekenis van nagmaal, en dis waar dit vir ons gaan. Baie mense het nie altyd die diepere oorsig, maar jy is diepte hier. Jesus het vir my en jou sondes gesterf, en gedenk ons het deur die nagmaal. En ek wil baie sê, daar's 'n herdenk, gedenk en denke. Herdenk, histories, alvat herkou daar, gedenk, die prys daarvoor, en denke, die is konstant besig. Amen. So nagmaal moet nie 'n ding wees van histories nie, dis konstant. Dit het in die verlede gebeur, dis 'n konstante denke proses wat sal. So elke keer as jy die brood eet, erken jy dat jy Jesus aangeneem het. Elke keer as jy die sap drink, bevestig jy dat jy glo in sy verbond. Ja. Ja. Ons sal dit dan ook weer gou net weer bevestig. Nou net hierdie preek, as 'n jaar voor dit, die eerste nagmaal plaasgevind het. Ons sal maar daarby kom. Kyk, die tweede gedeelte daarvan lees ek agter die van die. Die tweede gedeelte hiervan is die laaste gedeelte van Johannes 6, waar ons kyk na verse 60 na 71. Waar Jesus se boodskap in die sinagoge gehandel oor hoe baie disippels weggedraai het van Jesus af. Die wat my wil volg, 60 tot 71. Dis een skerp, hy is klaar daar, hy is voor my. Baie van Jesus het die disippels verlaat om, die belydenis van Petrus. En baie van sy disippels het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? En Jesus het in homself geweet dat sy disippels hieroor murmureer, en hy sê vir hulle, is dit julle tot aanstoot? Hoe dan as julle die seun van die mens daarheen sien opvaar, waar hy tevore was? Dit is die gees wat lewend maak, dis die vlees is van geen nut. Die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en is lewe. Maar is sommige van julle wat nie glo nie, want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie, en wie hy was wat hom sou verraai. En hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom, as dit nie deur die Vader vir my gegee is nie. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? Hier die woorde van die ewige lewe.
En ons het geglo en erken dat U die Christus is, die Seun van die lewende God. Jesus antwoord hulle, ek het nie julle 12 uitverkies nie, en een van julle is die duiwel, en hy bedoel Judas Iskariot, die seun van Simon, want hy sou hom verraai, en hy was een van die 12. Ons begin met vers 65, so ek gaan net in pakkies gehad vir ons opdeel. Vers 60 sê die Here eens vir ons. En baie van sy disippels het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daar nou luister? As ons kyk na die woord is hard, en ons kyk na die ou Griekse vertaling daarvan, is dit die woord klerios. Wat beteken, is veel eisend. Is nie hard moeilik om te verstaan nie. Is veel eisend om by te hou. Groot verskil. In die nuwe, of die NIV vertaling, sonder nog 'n mooi op. This is a hard teaching. Who can accept it? So goed beskryf. Is dit nie so in vandag se lewe? Ja. So maklik, en ons verlede week het ons al gepraat, het is so maklik om te sê, Bybel is te moeilik om te verstaan. Maar dit nie gaan oor dat die Bybel moeilik is om te verstaan. Ons pas net nie in daai Bybel. Ons lewe is as nie in. As die skrif nie in 'n mens se geestelike of fisiese raamwerk pas nie, veral as hulle nie committed is om hulle eie leefstyl te verander nie, beteken dit eenvoudig dat mense of nie ten volle glo nie, of net sekere gedeeltes van die Bybel wat hulle inpas, wil hoor en daarin wil vashou en glo. Die waarheid is, as ons sê die Bybel is God se woord, dan moet ons alles daarin glo. Amen. Nie net sekere gedeeltes wat vir jou gemaklik is, of wat jy maklik in by pas nie. Dit is nie 'n halwe Bybel nie. Dit is 'n volle Bybel. Amen. So kan ons ook nie 'n halfpad Christen wees nie, maar 'n volle Christen. Wat gaan beteken as ons verandering in jou eie lewe moet bring? In jou lewe, nie verandering in die Bybel. Yes. Verandering in jou lewe. Okay, ons gaan aan met vers 61 tot 66. En Jesus het in homself gebeur dat sy disippels hieroor murmureer, en hy sê vir hulle, is dit julle tot aanstoot? Hoe dan as julle die seun van die mens daarheen sien opvaar waar hy tevore was? Maar daar is sommiges van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie, en wie hy was wat hom sou verraai. En hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie deur die Vader gegee is nie. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan, en nie meer saam met hom aanwandel nie. Voor daarvan is, toe Jesus begin praat, en die mense het begin huiwer, toe double down Jesus. Ek bedoel daarby, sy skrik my woorde vir julle af, dit wat ek sê, sy skrik het julle af, en van julle glo my nog steeds nie. Wat gaan gebeur jy, en dink bietjie oor jou prentjie, wat gaan gebeur, jy wat my nie glo nie, jy wat afgeskryf is, wat my sien en ervaar as God as ek opvaar, as Jesus as ek opvaar, waar gaan jy dan wees? Nou, dat mens dink. Jesus sê uitdruklik, die wat nie glo nie, sal nie die ewige lewe kry. Direk na hierdie woorde het baie van sy disippels weggedraai. En ons praat van die disippels, nie die 12, die disippels van 12 nie, maar nie, daar was 'n groot volgeling van disippels gewees, buite die 12, wat Jesus ondersteun, wat saam met Jesus was. En dit is nogal ironies genoeg, vers 66 is so hartseer vers eintlik. Hoeveel mense draai weg van Jesus af? Maar so ironies, Johannes 6,
vers 66. Jo. 6, 6, 6. Ja. Ja. Nice spot vir highlight, ja. Jo. Verdere afleiding wat ons hier uit kan maak. Hierdie, ek sê aanhalings nie. Hierdie groep of hierdie baie disippels wat Jesus gevolg het. Jesus gevolg in hierdie opwindende tye, die wonderwerktye, waar 'n groot skare mense en almal het hierdie, wil sê halfpad hierdie hype gehad. Ja. Van al die wonderwerke wat gebeur, hierdie exciting times wat gebeur. Maar die oomblik toe hulle hoor dit gaan moeilik raak. Sê hulle, wow, is hierdie vir my? En is ons nie vandag nog so nie? Solang Christendom pret is, solang Christendom opwindend is, maklik is, dan is ons in. As dit moeilik raak, waar ons op ons? Is ons nog steeds daar? Het ons nog steeds daai vertroue? En hiervan sê, dit werk nie meer vir my nie. Ons het hier tye gaan. Wat sê, dis nie meer vir my nie. Kijk, en dis hartseer. Van nou vers 67 en 68, die ek beskryf het, dit is absolute geloof. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie, en Simon Petrus antwoord hom, Here, maar dit toe sal ons gaan. U die woorde van die ewige lewe, en ons het geglo en erken dat u die Christus is, die Seun van die lewende God. So toe Jesus sien, die mense draai om en loop weg, draai om na sy disippels toe. So jy moet jou nie opgaan nie. Dit is so typies, en Petrus het hierdie unieke persoonlikheid gehad. Petrus is hier wat net sê, voordat hy dinge oorgooi hom in. Die oomblik toe Jesus sê, wil jy nie ook wegdraai nie. Ek dink nie, daar was 'n tyd vir huiwering nie. Ek dink nie, daar was 'n tyd vir stilte nie. Petrus het aangeklap en sê, wie toe gaan ons? Ek Petrus, het nie 'n plan B nie. Ek het nie 'n alternatief nie. Ek het nie 'n ander uitweg nie. U is Christus. U is die Seun van God. My volle vertroue is in U. Amen. Ja? Hoe amazing is dit? Hy het met elke greintjie in hom omgedraai en sê, daar is geen ander opsie. Dis U. Kijk, al gaan het moeilik gaan, dis U. Al my vertroue, al my geloof, Seun van God, Christus. Dis amazing. Dis mos geloof, ja? Dis hoe ons moet wees. Hier is moeilik. Maar leer hier van Petrus, die jonge man, die leer van hom. Okay. Sluit af met die laaste 2 verse. En vers 70 en 71, ek het nou heading gemaak op 'n opskrif gemaak, valse mense in die gemeenskap. Klein gemeenskap, nie gemeente nie, gemeenskap. Jesus antwoord hulle, het ek nie 12 uitverkies nie, een van julle is die duiwel, en hy bedoel Judas Iskariot, die seun van Simon, want hy sou hom verraai. Hy wat een van die 12 was. Soos Judas een van 12 is, hoeveel mense het ons in ons gemeenskap? Wat die talk, maar hart is nie opreg nie. Wat voorgee, maar die verhouding is nie reg. Moet versigtig wees met sulke mense. En dit is gewoonlik sulke mense wat wil shine van en goeders begin uit. Nie meer dat al meer realisties is of skrif is. Typies mense met 'n plan B. Sê daar sal nou alternatief. Nee, graag. Maar ek weet wel, wees Petrus. Wees sterk in jou geloof, soos Petrus. Jy altyd die maklike uitweg van.
In 'n opsomming van die hele hoofstuk 6, nogal interessant, vers 1 tot 46, gaan dit oor die Jesus wat almal wil hê, die wonderwerke. Vers 47 tot 59, gaan dit oor die Jesus wat almal eintlik nodig het. En vers 60 tot 71, Jesus vir wie min gaan volg, sal volg. Nie interessant nie? Ja. Net dit. Dit was baie short en sweet. Ek het eintlik gedink dit gaan ander feit. Ja, kan ek vir ons afsit. Voor ons na nagmaal. Julle julle oor vir my net kan toemaak. Vader, soos ons vandag deur die woord gewerk het, besef ons weer eens so dankbaar ons kan wees vir jou oneindige liefde en genade. Die grootheid is onmoontlik om te beskryf. Here, ons is vandag hier om die brood te eet en die bloed te drink en daardeur erken dat ons U aanneem as ons verlosser en dat ons glo in U verbond. Vader, help ons om die Bybel in sy volheid in te neem. Nie net sekere gedeeltes, maklike gedeeltes nie. Versterk ons nie om 'n halfpad Christen te wees nie, maar 'n volle Christen, wat soos Petrus sonder om te twyfel op U vertrou al gaan ons weer donker tye. Ons is ten volle afhanklik van U genade en begeer. Wees saam met elkeen en een van ons en lei die familie in U woord. Ons vra al hierdie dinge in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Amen. Okay, soos altyd, food for thought. Moet hom afsluit. Sy nou gesê, hierdie preek is 'n jaar, dit was gedurende die tweede Paasfees in Kapernaum. Jesus is gekruisig op die derde Paasfees. Wat kan ons sien uit hierdie preek wat in Kapernaum plaasgevind het? Die Here het vir die eerste keer na homself, Jesus het vir die eerste keer na homself verwys as die brood van die lewe, die bron van ewige lewe. Die beginsel van nagmaal is 'n jaar vooruit. Voordat die eerste nagmaal gehou is dit al die Christus afgekom. Jesus het ook sy eie kruisiging voorspel. Of nie voorspel nie. Hy het gepraat oor sy kruisiging 'n jaar voordat hy gekruisig is. En ons het dit gesien in vers 51. En die brood wat ek sal gee, is my vlees. Met ander woorde, my liggaam. Wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. So 'n jaar vooraf het hy al vir die mense gesê, ek kan dood gaan gee. Ook 'n jaar vooraf het hy gesê een van sy disippels sal verraai. Verstaan die belangrikheid van hierdie man, het was hier die hele dag sessie, maar hierdie prediking wat in Kapernaum gehad het, was fenomenaal. Dit was fenomenaal. Er was soveel diepte aan gewees. Tyd. Gemeente, dit is absoluut 'n kardinaal dat ons moet weet, soos wat ons nou gehoor het van die nagmaal. So dit is nie 'n ritueel wat ons doen so wat ons gehoor het nie. Hierdie is 'n nagedagtenis. En ons is in Christus. Ons is in hom. Ons het hom aangeneem as ons verlosser en saligmaker. En daarom is hierdie 'n tafel wat ons hier het, is nie 'n dominasietafel nie. Dis Christus se tafel. Christus se tafel. Daar's 'n liedjie wat Zaidi vir ons altyd speel, vir my in die kar. One truth, one life, one way. Daar's geen ander weg nie. Dis wat ons so mooi gehoor het. En dan kan ons nie anders as om na die tafel toe kom en sê, Here, dankie vir dit wat U vir ons gedoen het, die verlossing. En daarom nooi ons julle uit, asseblief kom vorentoe, kom na die tafel toe, kom neem deel van die tafel.
die oorwinnende werk wat Christus klaar gedoen het. Want hy het die brood gevat en hy het die brood gebreek. Soos wat ons nou gehoor het. My liggaam, neem eet. Neem deel dan. En dan het hy ook die wyn gevat. En hy het dit ingeskep. En hy het vir hulle gesê, dis is my bloed. Dit was jou skoner as sneeu. Neem, drink. Hulle het geëet, hulle het gedrink. Want Christus is ons oorwinnaar. So kom asseblief, kom na die tafel toe, kom eet en drink van die liggaam.